Prys die Here. Bedoel jy vanmôre dit wat u sing? Amen. Cover me. Yes. Lord, cover me. Amen. As jy vanmôre besef, hy's die enigste een Ja. wat 'n verandering in jou lewe kan bring. Dan sing jy hierdie koortjie. Cover me, Lord. Cover me. Yes. O, prys die Here van die leerskare. Hy het sy lewe gegee om ons 'n kans te gee. Prys die Here, baie dankie. Kom maar. Halleluja. Wil jy moet net so staan, saam met my lees die groot gebod in Markus 12. En as jy wonder hoekom doen ons dit? Want party mense dink ons as 'n mense dinge herhaal en herhaal dit raak afgesaag. Maar ek wil hê ons moet vanmôre wil ek net vir u 'n bietjie lees. Bietjie anderste die groot gebod in Deuteronomium 6 vers 4. Amen. Hy word bevestig in die Nuwe Testament. Want baie mense sê mos die Ou Testament het niks te doen met ons nie. Amen. Ek wil vanmôre vir julle wys dit het. En ek wil vanmôre wil ek Deuteronomium 6 vers 4 bietjie lees. Sodat julle vanmôre gaan besef hoekom lees ons dit elke Sondag. Deuteronomium 6. Julle wonder waar sit is die derde boek in die Nuwe Testament. Prys die Here. Almal die plek. Ek wil hê jy moet almal daar wees wat u kan weet. Hoekom lees ons dit? Want hierdie is 'n opdrag wat God vir ons as ouers gegee het. Amen. Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Amen. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê. En as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Amen. Dit sê God self. Amen. Dit wat ons hier doen elke Sondagoggend as ons 'n diens begin, is God se bevel. Amen. Maar nou vra ek u vanmôre, skerp u dit u kinders in? Het u dit al op die deurposte gaan skryf? Want jy het nodig om die vyand te waarsku. Prys die Here van die leerskare, neem u sit plek. Dankie. Amen. Ek is nie 'n prediker nie. Ek is nie 'n herder nie. My passie is die Bybelkollege. En die Here het elkeen van ons 'n passie gegee. En 'n gawe gegee en 'n roeping gegee. Amen. En jy moet jou roeping kry om jou roeping te vervul. Pastoor Jan my gevra het om vanmôre die woord te bring. Ek het eers iets anders voorberei, maar die Here het partymal 'n manier om 'n ding te doen wat ons as mens nie verstaan. En jy dink jy's in beheer van jou lewe.
En ek gaan vanmôre met die deel wat met my gebeur het laas jaar. Ek is gebore, en elke mens word gebore met besondere eienskappe. Party eienskappe goed, ander eienskappe minder goed. Ek is gebore half 'n perfectionist. En my pa was 'n fitter gewees. En hy het ons 2 seuns groot gemaak. Met hierdie woorde: as jy 'n ding nie oordentlik doen nie, Ja, amen. dan doen jy dit nie. Dan los jy. So my pa het my eintlik gehelp nou nog in hierdie rigting van perfectionist. En die ergste van alles is toe ek in die weermag is en so aan, en hulle besluit ons gaan nou 2 jaar doen, besluit ek nee, dis nou te lank. Ek gaan nie nog 'n jaar mis nie, en ek sluit by die lugmag aan en ek word 'n aircraftfitter. 'n Vliegtuigwerktuigkundige, ekskuus my woord. Maar ons het alles in Engels geleer, so verskoon vanmôre my Engels as dit deurkom. Maar ek is 'n aircraftfitter. En ongelukkig het dit my geleer om nog 'n groter perfectionist te word. Want ongelukkig, daar is nie 'n kans vir 'n fout op 'n vliegtuig. Want as daar 'n fout kom, jy kan nie aftrek van die pad af en die engine kap oopmaak en gaan kyk wat fout. Daar 'n fout kom, is dit grond toe, en die goed waarop ons gewerk het, die meeste van die tyd het hulle bomme en vuurpyle en goeders gedra. So dit was nogal 'n redelike perfectionist se werk. En ek het begin om almal onder daai selfde kam te skeer. My vrou, my maale, my kinders, almal. Dis chaos. Ek was naderhand, ek het besef, ek is so 'n perfectionist dat ek 'n pyn vir myself was. Ja, dit is so. En weet julle wat? Dis nie wat God van jou verwag nie. Dis nie wat God van jou wil hê nie. Jy vat hierdie pakkie op jou rug. En jy loop daarmee en jy dink jy moet dit jou hele lewe lank deurloop met hierdie pakkie. Dis nie nodig nie. Lê dit voor die voete van die Here. Amen. Lê dit voor die voete van die Here. Maar ek werk. 'n perfectionist, dis 'n perfectionist is 'n snaakse mens. 'n Perfectionist is 'n moeilike mens. Hy wil altyd in beheer wees. Hy beplan altyd vooruit. En manne, as dinge verkeerd gaan, dan moet jy nou sien hoe krap jy 'n perfectionist om. Maar die Here ploeg partymal met jou op 'n mooi manier. En as ek vanmôre kan 'n titel koppel aan hierdie les wat die Here my geleer het, dan is dit 'n slegte ding is nie altyd sleg nie. Ons dink as iets verskriklik met ons gebeur, dis die einde van die wêreld. Dit voel partymal vir ons so. Maar as jy deur God se oë kyk, dan besef jy waar hy jou vat. Weet ek werk vir Impala Platinum. En die Here gee vir my daai werk op baie snaakse manier, maar in elk geval. En die Here kyk agter my. En soos enige jong mens is ek lief vir sport. En daardie ou spreekwoordjie wat hulle sê, elke sport het sy besering. Daai is die waarheid. Al glo jy dit nie as jy jonk is nie, daai is die waarheid. Elke sport het sy besering. En ek was verskriklik, ek het mal geword, lief geword vir muurbal, squash. Dis 'n verskriklike vinnige sport, dis 'n lekker sport. Dis 'n fantastiese sport. En ek het dit vir 'n hele paar jaar het ek dit beoefen en dit was vir my heerlik geweest. Maar as jy aansluit, dan sê hulle nie vir jou, dit is sleg vir jou knie nie. So pas op vir die fynskrif. God se woord het ook 'n fynskrif voor. God se woord sê, as jy nie glo dat dit ek is nie, sal jy in jou sonde sterf. En dit is gekoppel aan die groot gebod. Hy sê vir die Israeliete, dis God se gekose volk. Hy sê vir hulle, as julle nie glo dat dit ek is nie, sal jy in jou sonde sterf.
sal jy in jou sonde sterf. Maar die Here los my, ek speel squash, heerlik. En toe ek begin werk by Impala, toe begin die tyd nou bietjie, ek raak besig en ons doen breakdowns as ons op standby is en al daai goedes, en ek begin meer afskaal en afskaal. En ek kan naderhand toe begin ek te voel, maar my knie en goedes as ek moet buk en te keer gaan raal. Ek het gedink is maar ouderdom, wel, dit is maar deel van ouderdom. Dis maar deel van ouderdom, jou joints en goedes werk nie meer so lekker. Dis natuurlik. Maar ek besef toe, ja, maar hierdie goedes raak erger en erger. En in 2014 toe gaan sien ek vir Dr. McDonald, want toe kan ek nie hierdie knie van my meer gebruik nie, my linkerknie nie. En ek gaan sien vir Dr. McDonald in die Sanctum Kliniek. En hy neem die plate en hy sê vir my, joh, hy sê, hy kan nie glo dat ek nog met hierdie knie geloop nie. En hy sê vir my, maar ek het vir jou slegte nuus, jou regterknie is ook op pad so. Ek sê te vir hom, joh, kom ons doen die eers net die een. En ek kan nie eens meer onthou watter maand nie, toe vervang hulle my linkerknie. Groot operasie. Ek meen, is 'n dubbel amputasie. Mense dink nie so daaraan nie, is 'n dubbel amputasie, is 'n groot operasie. Maar in 'n geval, gaan daar deur, oefen. Hy sê vir my, oefen is die beste ding. Nou oefen ek hierdie ding, en ek is daar in die plant, en dit gaan heerlik, man, my linkerknie werk soos 'n droom. Maar, hier so in 2020, toe voel ek nou begin hierdie regterknie van my. Begin nou so 'n bietjie vir my pla. Maar nou kry ek al my brief dat ek op pensioen moet gaan. En Paula sit jy op pensioen. Jou ouderdomspensioen is 'n sekere ouderdom. En 2 jaar voor die tyd sit hulle jou op die pensioenlys. Ons noem dit die pensionerslys. Sit hulle jou daarop. En my naam verskyn op die pensionerslys. En ek kry toe nogal met 'n skok, kom ek agter, hoorie. Maar hierdie tyd begin 'n bietjie minder raak. En toe gebeur COVID. Mense, as 'n perfectionist was COVID een van die grootste goeders wat ek moes deel. My vrou het nie eers besef nie, maar daardie frustrasie om nie elke dag te kan werk toe gaan en om te doen dit wat God van jou verwag om te doen nie, dit wat jy moet doen. Want die Here sê in die sweet van jou aangesig sal jou brood verdien. Dis 'n feit. In die sweet van jou aangesig sal jou brood verdien. En dit is snaaks, maar ons mensdom het op 'n tendens gekom. COVID het baie dinge verander in 'n mens se lewe. Dis waar. Baie goeders. Dit wat ons as Franssprekend, wat ons as daagliks beskou het, als vernietig. Dit wat ons op vertrou het, is alles weggevat onder ons. En 'n swarte sê vir my 'n interessante ding nou die dag. Hy sê vir my, the people don't want to work, go to work. Nou kyk ek hom so nou, dog ek nou, kom sê hy so. Hy sê they all want to work from home. Hy sê because of COVID, everybody work from home, they all want to work from home. En dit is, en ek dink daaraan, en dit is die waarheid. Baie van die plekke se mense werk nog steeds van die huis af. En baie mense se plekke gaan seker nou vir altyd maar van die huis af werk. Maar as 'n fitter is dit 'n bietjie moeilik om van die huis af te werk. As jy 'n plant moet maintain. As jy op computers werk en sulke goeders, dan kan jy dit doen, maar as jy met jou hande werk, sorry, jy moet gaan werk. Maar ons raak te besig, want hulle sê toe ons moet die laaste platinum uit die lyn uitkry. So ons was in solid lockdown met was ons seker vir 2-3 maande was ons besig gewees. Ons het spesiale permitte gekry om te gaan werk. Maak ons die plant skoon. En ek het nou al begin beplan vir my aftrede. Want jy moet beplan. Dit help nie dat jou kop in 'n gat soos 'n volstruis nie. Die reality van aftrede is 'n werklikheid. En ek sê vir jou sê vir 'n perfectionist is dit nogal 'n scary thought. Ekskuus vir die Engels. Dit maak jou regtig bang.
Want jy is so gewoond om elke dag van jou lewe. Jy's besig, daar's nie tyd nie, jy's besig. En baie mense het al gesê, as jy aftree, dan is jy probleme, want dan is jy in jou vrou se pad. Dis waar. Dan gaan jy dood. Ja, en ek beplan ek. Ek gaan die 30ste Mei 2021 is my pensioendatum. Ons is my laaste dag van werk. Maar ek moet nog my regterknie vervang. So, ek moet so Februarie op die laaste, moet ek my regterknie doen. Want ek moet die laaste maand voor ek op pensioen gaan, dit is ons vereistes. Ja. Die laaste maand moet jy by die werk wees voor jy op pensioen gaan. Mag jy verlof het. Ja, dit is on-impala se procedures. So, en hier COVID gekom en COVID, hulle doen niks met operasies nie. Dis net noodoperasies. Nou sit hierdie man in 'n flat spin, in 'n paniek, ekskuus vir my Engels. Ek stres so, maar my vrou weet nie daarvan nie. Want my planne om my knie te vervang voor ek op pensioen gaan, is basically daarmee heen. En ek begin by die Here. Ek maak dit 'n saak van gebed. Amen. Want ek weet, dis net die Here wat dit kan verander. Kyk, COVID is van die vyand gewees, hoor. Maar ongelukkig het die hele wêreld daarmee vernietig amper. En ek dink dit was Januarie 2021. Toe maak hulle weer die hospitale oop. Dit is nog steeds COVID, alles is onder COVID reëls en regulasies, maar toe begin hulle weer met operasies by die hospitale. En 'n snaakse ding gebeur. My linkerknie is perfek. Dr. McDonald het 'n fantastiese werk gedoen. My knie is beter as wat hy was, jare voordat ek squash gespeel het. En my skoonpa noem vir my, laat, hier is hierdie fantastiese dokter, Dr. Spies, wat by die Wilgers Hospitaal in Pretoria praktiseer. En hy het sy heup gedoen toe hy 92 jaar oud was. En hy het nie soveel probleme gehad nie. En ek dacht, okay, ek gaan na hierdie dokter toe. My vrou sê vir my, dis snaaks. Nou moet julle weet, 'n perfectionist is 'n creature of habits. Hy is 'n gewoonte, hy het 'n gewoonte, sy gewoontes verander hy nie. En sy vra vir my, hoekom gaan jy nie terug na Dr. McDonald toe nie? Ek sê vir, ek weet nie. Ek gaan Dr. Spies sien. En sy bly doodstaan. Gaan sien Dr. Spies, hy neem toe ek strale van my regterknie, hy sê vir my, maar dit lyk sleg. Sê nee, saaks reg. Boek die operasie vir 2 weke daarna, die 16de Februarie, is my plek geboek by die Wilgers. Ek gaan my regterknie vervang, heerlik, dan behoort ek my ek behoort so 6 weke afgeboek te word, so hier by einde April behoort ek weer terug te wees by die werk, en dan die laaste maand van my, tot die einde van Mei, is ek by die werk, en dan gaan ek op pensioen. Klaar. Alles word gereël, boek die plek, en dit was nog in lockdown gewees. Mense mag nie in die hospitale ingaan nie. Lisha het my gaan aflaai, daarvoor, by die Wilgers Hospitaal. Hulle het vir my gesê, bring klere vir 3 dae. Want donderdag moet ek weer uit wees. Dis nie meer van, jy lê vir 2 of 3 of 'n week in die hospitaal na jou knievervanging nie. Nou met die nuwe COVID reëls, 3 dae, dan is jy uit, by die huis. Wat vir my net klere vir 3 dae. Gaan in, nou, Lisha laai my daar af, kan nie saam my ingaan in die hospitaal nie, groet my vrou daar buite en ek is in, hulle boek my in, nou deur die dag doen hulle toetse en goed, as ek sê nooit vergeet het,
Ek is 'n man wat lekker gesels. Ek hou daarvan om met mense te gesels. Nou maak ek vriende met al die oomies om my. Almal is daar vir knieë en jippe. So, dis die knieë in die jippe saal. En ek is een van die jongste ouetjies daar. Maar we begin ons gesels oor hierdie storie. En almal van ons is maar, kyk, manne sal nooit herken ons word skrikkerig nie. Maar as dit nou 'n redelike groot operasie, ek weet hoe dit is en ek weet dit was seer. En die ding wat vir my die bangste maak, is daai volgende oggend na die operasie. Dan kom maar so 'n ou klein, maar tingerige ou vroutjie en dan sê sy, "Môre meneer, hoe gaan dit met jou?" Dan sê van, "Nee, goed." Dan sê sy, "Kom sit net hier op die kant van die bed." En dan sê sy vir my, "Hoe ver kan hierdie knie buig?" En dan buig jy hom so, en dan sê sy, "Maar hy moet eintlik so buig," en dan vat sy hom en dan trek sy hom. Mense, en dan voel dit asof jou kop wat in die dak vaslaan. Dan maak daai klein vroutjie vir jou so seer, soos wat groot manne jou nie kan seermaak nie. En dit was vir my die ding wat my die grootste bang gemaak het. Maar in elk geval, nou is ons daar, nou gesels ons, en ons vertel mekaar nie bangmaak stories nie. Ons praat oor goeie goed. En ek sal nooit vergeet nie, ek het nog met ek het nie eers my nagklere aangetrek nie. Ek het net so met my klere en goeders op die bed gesit en met die manne gesels. En hulle, nou en dan kom haal hulle my vir ekstrale, en dan vir bloed, en dan vir dit, en dan vir dat, deur die dag. En hier so 5:30 bring ons aandete, en net klaar geëet, hier by 6:00. Nee, kom 'n man met 'n rolstoel ingeroep. En hy sê, "Meneer Pennenberg," sê vir hom, "Yes." Hy sê, "Dok Venter wil jou sien." Sê, "Nee, hy's reg." Spring op die rolstoel, en nou sal jy op met my na Dok Venter toe. Dis nou die internis. Kom maar in by Dok Venter. Grootse. Nou dog ek, vir 'n internis, is hierdie 'n groot man. Maar ek bly doodstil. Baie vriendelike boerseun. En hy sê vir my, hy moet nou die volgende dag, moet hy nou seker maak, alles gaan goed met my in die operasiesaal. En hy begin my daar uitvra, ek rook nie, drink nie, ek is lekker, ek is nie oorgewig nie, ek doen oefening, ek is baie besig in die plant, hardloop rond en so aan, en ek is in, hy sê vir my, jy vir jou ouderdom is in 'n baie goeie toestand, jy's fiks en gesond. Sê van nee, ek is, stem saam, danksy die Here. En hy sê vir my, ek wil net 'n paar toetse doen hier agter in hierdie kamertjie. Hy sê vir my, gaan deur. Hy sê agter die deur is daar so 'n kledingstukkie. Trek al jou klere uit en trek daai kledingstukkie aan. Dan net jou onderklere. Kom nee, saaks reg. As ek aan die kamertjie in, toe gaan inloop, klein kamertjie, daar's 'n bed, daar's 'n tredmil in die hoek, en ek draai so om en ek kyk na hierdie kledingstukkie hier agter hierdie deur. Mense, dis so kleur, so 'n wynrooi tipe kleur. Maar dit lyk soos 'n rokkie ding. Hy vou so oor mekaar girts. So ek het nou basically het ek 'n mini aan. Maar nou ek verwag dat Dok Venter gaan hier inloop en my kom toets. Nou sit ek op die bed met my rokkie. Kyk, manne dra nie rokke nie. Dit voel net nie lekker. Maar dis al kledingstuk wat daar was. Ja, maar hier kom 'n ou tannetjie ingeloop. Mense, maar ek skrik vir my in 'n ander bloedgroep in. So kort ou tannetjie, maar grys. Maar ek kan sien maar hierdie tannie is kwaad. Sy's al klaar vies. Nou kyk, dis al 6:15. So dis my skuld dat sy moet oortyd werk. So sy's nou al klaar wild vir my. En nou probeer hierdie man die ys breek. Ek groet as vir jou vriendelik. Dan sê tannie, sy sê, ja. Ja. Ek sê vir haar, tannie, ek is jammer, hierdie is nou nie eintlik my tipe drag nie. Nou kyk sy my net so. Want hier sit ek met my mini op die bed.
Ek sê vir hom, maar dis daarom die regte kleur. En sy sê vir my, wat bedoel jy? Nou mense, ek is 'n leeu supporter. En hierdie is vir my rooi. En ek sê toe vir haar, nee, ek is 'n leeu supporter. Dis daarom die regte kleur. Een ding vergeet ek. Ek is in Pretoria. Hierdie is Bloubil. Country. En daai tannie sê, kyk so af. En sy sê vir my, nou kom met jy blou plakkies aan. Ek probeer 'n grap maak. Ek sê vir haar, want ek kon nie rooi skry nie. Maar daai tannie vererg haar nog erger. En sy sê vir my, lê op die bed. Ja. En ek gaan lê daar op die bed, stokstyf. Met my mini aan, ek voel so ongemaklik. En ek weet hierdie tannie is nou boos. Sy was nie so kwaad nie, maar nou. Hierdie is haar aardsvyand, 'n leeu supporter, wat sy nou mee moet help. Maar in elk geval, sy bring haar bosdrade. En sy plak hier en hier, maar sy plak hy plakkers. Maar dis nie van oordentlik plak nie. Sy trek hy sticker af en sy trek vir hom. En sy trek hom en sy trek vir hom. En ek dink sy vat al die hare bymekaar en dan druk sy vir hulle. Ekskuus tog. Ek jok nie veel nie, dis so bosdrade. Ek is hier van die stickers, hier. Ja. En sy sê vir my, kom, klim op hierdie treadmill. Nou gaan ek na hierdie ding toe. Ek was nog nooit op 'n treadmill gewees nie. En nou staan ek daar by die treadmill. My blou plakkies moes ek toe nou maar uittrek. Nou staan ek al kaalvoet met hierdie mini aan. Maar ek voel net so groot. Dit voel asof hierdie aarde my kan insluk. Julle, ek is 'n perfeksionis. Besef julle hoe dit my geraak. Ja. Maar in elk geval, nou plak sy daai bosdrade hier in 'n plank in wat hier so op die treadmill sit vas is. En sy sê vir my, kom ons gaan. En nou begin ons te loop. En sy sit hom bietjie vinniger en ons loop. En sy sit hom nog vinniger en ons loop. En nou elke keer as sy hom nou nog vinniger sit, dan nou begin ons al bietjie vinniger gaan as loop, maar nou begin hierdie ding nou nog optel op. Julle moet een ding onthou, hierdie nie van my. Bitterseer. Maar jy gaat ons. En die tannie vra vir my, is jy right? Moet nooit vir 'n perfectionist vra of hy alright is. Hy sal nooit erken as hy nie is nie. Vir alle vrou. As 'n vrou dit vir 'n man vra, vergeet dit. Jy gaan nooit die regte antwoord kry nie. Maar in elk geval, en sy sit hom nog vinniger. En naderhand begin ons toe draf. Op 'n steilte. En ons draf, maar jy het nie geseer. En nou begin ek ongemaklik voel. Want hierdie mini begin nou te flap. Want dit is nou, jy hardloop nou teen 'n opdraande. En die nog 'n ding, ek het nou net klaar geëet. Hierdie pens van my is man, my ma het altyd gesê, jy oefen nie as jy klaar geëet het nie. Jy kan nie op 'n vol maag oefen nie. Maar jy gaat ons. Vir hierdie tannie is ek nou half bietjie bang. Julle, nou vra sy vir my, is jy okay? Dan sê sy, kan ons nog vinniger gaan? Ek skud met my kop. Dit voel nadat of ons die 2.4 hardloop moet 'n voeltjie. En dan vra sy, kan ons nog vinniger gaan? En dan skud ek my kop en dan draai sy hom. En elke keer as sy hom draai, dan gaan ons vinniger en hy lig op. En ek sien sy kyk hierso na 'n skerm. En sy kom en sy loop hier na hierdie bosdrade toe en sy wikkel hier aan die plug. Nou check ek hierdie ding so in die hardloop. Kyk ek nou hierdie storie so uit. Nou, wat's fout? Hoekom Peter sy daar by die plug drade? Hoekom Peter sy by die drade? En dan vra sy vir my, kan ons nog vinniger gaan?
En dan sê ek vir haar, maar ja. En dan draai sy om, en dan klim ons, en dan gaan ons. Ek weet nie hoe dit gelyk op die einde van die dag nie. Dit moes iets verskriklik gewees het. Want as dit nou 'n langerige mini was dit alright, maar dit was 'n kort mini gewees dan. Maar nou kom hierdie tannie weer en sy vroetel weer hier aan die bosdrade. En nou begin hierdie man vir homself vervies. Hier's mos nou 'n probleem. Want hoekom doen sy nou dit hier aan die drade? Ja, ek is besig om my longe los te hardloop en hier's 'n fout op haar stelsel. En hier by die derde keer wat sy so maak, gelukkig is ek toe al op so spoed dat ek nie 'n woord kan uitkry nie. My tong hang op die grond. My pens voel asof hy wil oopbars. My knie pyn en sy vra vir my, kan ons nog vinniger gaan? En ek het eintlik bedoel, nee, maar my kop gaan so, want toe hardloop ek al. En sy sit hom nog vinniger. Mense, ek het al video's gesien van hoe ouens hulle afskryf op hierdie goed. Hulle slaat either daai muur of daai muur. En ek het nou al begin kyk, waar gaan die sagste plek wees om te land? Want ek het geweet, nou kan ek nie meer nie. Nou kan ek nie meer nie. En sy moes dit seker op my gesig gesien het. Want sy begin so stadig, begin sy daai ding so af te wen. Toe ek daar afklim, toe lyk dit of ek uit 'n swembad uitgeklim het. Ek is sopnat gesweet. My het nie gesoseer, ek kan nie staan nie. Ek is naar, ekskuus vir die woord. Want op 'n vol maag hardloop jy nie. En hierdie tannie is nog kwaad vir. En sy sê vir my, kom lê op die bed. Nou gaan lê. Dan sê die bosdrade daar in plak uit. En nou voel sy nou, of laat jy weer stabiliseer, laat jou hart, want hulle pomp jou hart, jy hardloop asof dis asof jy die 2.4 hardloop in die weermaak. Dis tot op die uiterste. En sy begin daai goed aftrek, maar nie oordentlik nie. Sy ruk die helfte van my borshare uit, die bietjie wat daar was, ruk sy alles uit. En ek kan agterkom, hierdie ou tannie is nog steeds net so kwaad, soos wat ek hier opgeklim het. En sy sê vir my, as jy klaar is, trek aan en kom sien die dokter. Sy vir haar, dankie tannie. Maar ek het dit nie bedoel nie. Maar in elk geval, toe ek my klere aangetrek het, gaan sit ek al voor Dok Venter. En hy sê toe vir my niegoperasie is geboek vir die volgende dag, vir Dinsdagoggend. Ek sou die oggend ingegaan het. Hy sê vir my, hierdie tannietjie het nou iets opgetel op daardie masjien van haar. Ek weet mos, wat is fout. Daar is mos 'n losdraad gewees. Maar ek sê niks. Hy sê vir my, ek wil nie graag 'n probleem hê op die operasietafel nie. Hy sê, want daar gaan dinge te vinnig, ons kan jou daar verloor. Hy sê, net om seker te maak, hy sê, partymaal kry hulle 'n shadow reading, ekskuus vir Engels, dis wat hy dit verduidelik het, kry hulle 'n dubbel reading op die masjien. Hulle noem dit shadow reading. Hy sê, maar dan maak hulle net seker. Hy sê, maar dit gebeur. En gelukkig, kyk, ek wou vir hom sê, man, jou masjien is foutief, ek weet dit, daar is niks fout nie. Ek weet mos, die tannie 3 keer daai draad gaan, daai selfe draad gaan wikkel om te kyk of hy kontak maak. Maar ek hou my mond. Gelukkig. Hy sê vir my, kan ons jou operasie uitstel tot donderdag. Hy sê, ek wil môreoggend gou 'n angiogram op jou doen. Sê vir hom, Dok, jy's in beheer. Ek het nie 'n idee wat 'n angiogram is nie. Dis Grieks. Maar in elk geval, as hy sê ons moet dit doen, dan doen ons dit. En stoot my terug aan na my kamer toe. Mense om my hart klop. Ek sê vir ek het nagmerrie gehad daai aan van hardloop. Maar in elk geval,
Nou is daar ook 0 per maand. Volgende oggend, hier so 8 se kant kom haal hulle my. En sommer met bed en al, en dan stoot hulle my dan na die hart. Monitors en goeders toe. En daar vir die eerste keer ontmoet ek vir Dr. Guerra. Dat sy van hoor. Sê vir hom, Dok, wat se van is dit? Hy sê Italianer. Ekskuus tog. Hy sê Italiaanse boertjie. Toe sê ek vir hom, ek is 'n Ierse boertjie. Pendlebury. Toe begin ons eers nou lag oor mekaar se vanne en so aan. Maar suiwer Afrikaners. En nou lê ons daar. Nou is daar so groot monitor, so gekleurde monitor. En hy sê toe vir my, hy gaan hierso net so klein snytjie maak en dan gaan hy die kamera op my arm en druk sommer hier van my gewrig af. Ek sê nee, hy's afsreg. So hulle gee jou net so ligte verdowing. Maar ek vertel hulle hierdie storie van hierdie ou tannetjie, hierdie rooi mini en hierdie treadmill. Jesus, maar daai 2 manne kruip op die grond soos hulle lag hier langs my bed. Daai narkotiseer sê vir my, nooit in jou lewe erken jy hier dat jy 'n leeu supporter is nie. Dit hou jy vir jouself. Ek sê nee, ek het daai les geleer op 'n duur manier. Maar in 'n geval, nou is Leons in gesels en hulle is daar met die kamera in en hulle doen hulle werk, maar ons lê in gesels. En nou Doc Guerra's kort mannetjie, hy tik my so op my skouer, hy sê, kyk hierso. En hy loop so, nou kan jy jou hart mooi duidelik sien. En hy gaan wys vir my, en hy wys vir my daar 5 are. En hy sê vir my hierdie woorde. Hy sê vir my, daardie ou tannetjie het jou lewe gered. Amen. Hy sê, want jy sou nie vandag 'n knieoperasie oorleef het nie. Jy sou 'n hartaanval gekry het op die tafel. Hy sê, ons sou jou nie kon deurdra nie. Hy sê, daardie ou tannetjie het jou lewe gered. Joh, maar hy vat die wind. Hy vat my bene onder my uit, soos wat jy nie kan besef nie. En hy sê vir my, jy gaan hartomleiding moet kry. Sy are oopgemaak. Hy sê, dokter Skols sal jou vanmiddag kom sien. Dis die man wat die hart operasies doen. En hierdie man is doodstil. Ek het nie besef wat vir my wag nie. Partymal is dit beter dat ons nie weet wat vir ons wag nie. Want dit is iets verskrikliks. Daardie middag kom ou dokter Pieter Skols daar aan. Ja, wat 'n fantastiese mens. Boerseun. Mooi, netjiese man. Man, maar reguit. Reguit. En hy kom na my toe, hy sê vir my, joh, hy sê, ek hoor jy maak sports. Ek sê vir hom, ja dok, ek het so agtergekom. Hy sê vir my, wanneer gaan jy gereed wees vir hierdie operasie? Ek sê vir hom, nou? Hy kyk my so. Hy sê vir my, ek hou van jou attitude. Hy sê ons, ek kan dit ongelukkig nie môre doen nie, want môre het 'n klare vroutjie wat se hartklep ek moet vervang. Hy sê, dit vat 'n bietjie lank. Hy sê, kan ons dit donderdag doen? Ek sê, van die sak is reg. En hy sê vir my, ek sal jou môre aand na die operasie sal ek jou terug 'n week kom besoek, net om seker te maak jy is alright. Die volgende aand, joh, laat. Ek het gedog, ek gaan nie meer kom nie. Hierso by 9:00 se kant, 9:30, kom hy eers weer daar aan. Toe sy eers klaar met die vroutjie met die hartklep. Toe sê hy vir my, daar was komplikasies gewees. Maar ek het nou nog nie besef, ek weet nie presies wat gaan gebeur nie. Ek het gedog, hulle gaan stents indruk, om jou are oop te maak. En ek sê vir hom, toe hy daar by my is, ek sê vir hom, dok, wat gaan jy eintlik môre doen?
Hy sê vir my, ek gaan 'n saag vat, ek gaan jou borsbeen middel deursny, dan gaan ek 2 clamps vat, en ek gaan jou borsbeen ooprek. Hy sê, en ek gaan jou hart stop. Hy sê, en dan gaan ek jou been oopsny, om are te kry, en dan gaan ek van daai are vat, om daai are wat verstop is, te bypass. Hy sê, en as ek daar klaar is, gaan ek jou hart weer kickstart, dan gaan ek die clamps toemaak, en dan gaan ek jou borsbeen met stainless steel draad vastwerk. Ja, dis nie wat ek verwag het. Daai man, maar dis presies wat hy gedoen het. Hy het nie doekies omgedraai nie. Hy het gesê wat hy gaan doen. En die Here gee my 'n kalmte. Die Here gee my 'n rustigheid. En weet julle wat? Die Here het my lewe gered. Ek sou dood gewees het as ek teruggegaan het na Dr. McDonald toe. Ja. Dan was ek nie vandag hier nie. Ja, dis waar, hè? Dit wat jy dink is sleg, is nie altyd sleg nie. En ek sal vir julle een ding sê, daardie operasie, daardie hartoperasie, is iets verskrikliks gewees. Vir 6,5 ure was ek in die teater gewees. So vir 6,5 ure staan jou hart. Ja. Dis net die masjiene wat jou in die lewe hou. Dit is iets verskrikliks. Ek het gegaan vir dit nie. My vrou was in 'n toestand gewees, sy kan nie by my uitkom nie. Hulle het al net gebel en gesê, jou man gaan vir 'n hartomleiding. En dis 'n oop hartoperasie. Dis iets verskrikliks. Baie jare terug, toe ons nog jonk was dit hoofnuus, wêreldnuus gewees, toe hulle die eerste hartoperasie, ou Chris Barnard, hulle die eerste hartoperasie doen in Suid-Afrika. Dan moet ek het ondergaan. Ja. Maar nou word ek van daai saal, word ek geskuif na die hartsaal toe. En toe ek my wakker word die oggend daarna, die Vrydagoggend, toe ek in die hart ICU. Dit is nie 'n lekker plek nie. Mense lê so. Dit is iets verskrikliks. Daai drukking op jou bors, dit is geweldig. Jy kan nie, as jy asemhaal, dan voel dit asof 'n olifant op jou bors sit. Dit is iets verskrikliks. En die ergste van alles, jy voel so alleen. Ja. Niemand kan by jou kom nie. Niemand kan jou besoek nie. Die staf wat om jou is basically, het hulle suits aan met maskers en goeders. Jy sien nie mense nie. Dit voel asof die hele mensdom jou verlaat het, jou familie jou afgeskryf het. Ek sê vir julle, baie mense in COVID het doodgegaan weens eensaamheid. Ja. Want dit voel regtig asof almal jou verlaat het. Almal, juist. Dit voel asof jy niks werd is. Ja, dit is iets verskrikliks. Maar dank God, hy berei jou voor vir sulke goed. Want toe COVID begin, toe stuur een van die pastore uit 'n woord gekry van die Here. Hy sê, kinders van die Here, staan op Psalm 91. Amen. Staan op Psalm 91. Want dit is wat God vir sy kinders sê in storie met hierdie COVID. En ek het van daai dag af, het ek vir die Here beloof, ek sal elke dag Psalm 91 lees, vir so lank as wat ons onder kwarantyne is. En Psalm 91 het vir my baie groot betekenis begin. En weet julle wat, toe ek daar na die hospitaal, toe ek in die ICU lê, het ek Psalm 91, het God net so afgespeel. In my gedagtes, in my hart. En ek het geweet, weet jy wat? Jy's okay. Dit voel nie vir jou partymal of jy okay is nie. Ja, dis waar. Maar God hou jou in sy hand. Amen. Moet dit nooit vergeet nie. Al voel dit vir jou asof dit die kabot is, asof dit verby is. Moet nooit opgee nie. Want God hou jou in sy hand. Ja. Dit was, ek het die Vrydag, die donderdag aand, na die operasie, is ek in ICU.
En daai maandag, elke dag, dan kom dokter Skols, dokter Skols, dan kom hy, dan kom gesels hy, is jy alright? Want hy het my 'n snaakse ding gesê voor die operasie. Hy het gesê, hierdie operasie het so groot skok op die mens se liggaam, dat baie mense se persoonlikheid verander. Ja. Ja, klaar. En ek kan vandag getuig daarvan, hoor. Ek het 'n harde mens geword. Ek het 'n verskriklik harde mens geword. En ek bid dat die Here my weer daai sagte hart sal gee. Amen. Maar dit is iets verskrikliks, maar ek sal nooit vergeet nie, hy maandagoggend, hy kom doen sy rondes, en hy gaan na die vroukie langs my toe, want almal het daar so mans en vrouens soos deur mekaar, maar jy kan mekaar nie sien, want die beddens is so in 'n sirkel so omgepak, en hy is seker by die tweede mens gewees, en ek hoor die telefoon lui, en ek sien hulle roep hom, en hy antwoord die telefoon, en nadat hy klaar, hy het vir 'n hele ruk gepraat, en nadat hy klaar is, sit hy die telefoon neer, en hy draai om en hy kyk so na my toe, en hy kom na my toe aangestap. En hy sê vir my ou vriend, en hy vat my so op my skouer, want toe sit ek in die stoel. Hy sê vir my, hierdie is nuus, wat ek eintlik nie nou vir jou wou gegee het nie, maar jy het 'n reg om te weet. Hy sê, jou papi is vanmôre oorlede. Ja. Jy weet, ek is op 'n laagte, ek is in 'n vallei, met hierdie hele ding wat gebeur het. En nou nog my pa, wat oorlede is. En my pa bly by ons in die woonstel. En ek begin met die hele tot op. Ek het nie tyd gehad om hom te groet nie. Dit was die enigste ding wat vir my die ergste was. Ek kon nie my pa groet nie. Want toe ek hom gaan groet het, toe ek ingekom het vir my operasie, onthou, ek sou 3 dae in die hospitaal gewees het. Ek was nie voorbereid op hierdie storie nie. 3 dae. Ek het vir hom gesê, donderdag is ek weer terug, as die Here vertoef om te kom. Dan kan ons lekker kuier. Nooit gebeur nie. Ja. Nooit gebeur nie. Weet jy, ons kan ons planne maak, soveel as wat ons wil. Dis waar. Maar God Dan, het sy eie plan. Ja. amen. Daar is 'n ou Afrikaanse spreekwoord wat sê, die mens wik, maar God beskik. En dit wat God instoor het, is om jou lewe te red. Amen. Amen. Want ek besef nou eers, en dit is 'n jaar daarna, besef ek, my pa sou nog steeds gesterf het. Ja. Maar dan sou ek al by die huis gewees het na my knieoperasie. Ja. En ek sou dan dit dalk nie kon hanteer. Daai skok ook nog op my knieoperasie nie. So die Here red jou lewe. As jy dink jy's op 'n slegte plek, Ja. kyk rond. Amen. Kyk rond. Ek wil hê jy moet saam met my lees. Psalm 91. Ja, amen. Hierdie was my anker. Hierdie was my rots. Hierdie was waaraan ek vasgeklou het. Toe ek geglo het. Die lewe het my vertrap. Psalm 91. In die beskerming van die Allerhoogste. Amen. Weet julle wat so 'n fantastiese woord is dit? Nie onder die beskerming nie. In die beskerming Ja. van die Allerhoogste. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God
op wie ek vertrou. Amen. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Amen. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Amen. Net met jou oë Ja, sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Hoekom? ja, Want U, Here, is my toevlug. Amen. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Maak seker vanmôre dat jy die Allerhoogste jou beskutting maak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. amen. Ja. En dan kom hierdie verklaring van God. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Amen. Het jy hom lief vanmôre? Halleluja. Het jy hom waarlik lief vanmôre? Hy vra dit vir Petrus. Yes. Het jy my waarlik lief? 3 keer. Petrus raak bewoe. En hy sê, Here, U weet. You get alles. En hy sê, laat my langer sy. Hy sê, ja. Hy het nie besef, hy gaan God 3 maal verloor nie. Ja. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Yes. Kan julle sien, hoekom ons die groot gebod lees? Ek is sondig. Dis nodig dat jy God se naam ken. Amen. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Daarvan kan ek getuig. Hy het geen oomblik my bed verlaat in daardie hospitaal nie. Amen. Geen oomblik nie. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Amen. Dit is die belofte wat God vir sy kinders het. Hoekom is ons so traag Ja, dis waar. om op te trek na die huis van die Amen. Here? Hoekom is ons so gemaklik om in die aand net 'n skietgebedjie te doen I know. en in die bed te klim? Ja, ek sê saam met jou in die huis. Ja. Hy gee sy lewe. Ja. Hy gee sy alles op 'n kruishout. Ja, dis waar. En wat doen ons? Ons beklei, ons beskinder en ons murmureer. Kinders van die Here Ja. onder mekaar. Is dit wat God van ons verwag?
Is dit vanmôre wat God van sy kinders verwag? Nee. Hy gee sy lewe vir sy vyand. Want elke een het die geleentheid om Christus aan te neem. Amen. Hy sê, ek wil dat nie een verlore gaan nie. Ja. Hoe oordeel ons? Nie mense nie. Hoe oordeel ons? Nie maklik. Nie net 'n vreemdeling nie, maar ons medeboetjies en sissies. Hoekom moet God jou partymal op 'n plek bring waar jy nie wil wees nie, om te besef hoe bevoorreg en geseën ons eintlik is. Na hierdie operasie van my, is daardie ou koortjie vir my meer, het hy meer in 'n groter betekenis geword. Tel jou seëninge, Ja. tel hulle een vir een. Ja. Ek het my beplanning perfek gehad. God het alles omvergewerp. Maar hy het my lewe gered. Hy het my lewe gered. Partymal murmureer ons, terwyl God nog besig is. Gee hom vanmôre kans in jou lewe, om klaar te maak, dit wat hy begin het. Maar ek los vanmôre hierdie gedagte met elkeen van u. Kom ons behandel mekaar soos wat God wil hê ons moet mekaar behandel. Amen. Groot gebod. Hoor Israel, die Here ons God is hier. Neem maar die Here jou God lief met jou hele hart, met jou hele siel. En die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Amen. Soos jouself. As jy nie liefde het nie, het jy niks. Dan's alles verniet. Alles verniet. En weet julle, ek het gisterand ons was gisterand tot ons by 'n saamtrek gewees. Lieflike diens. Maar ek het weer eens besef, predikers, herders, het dit verskriklik moeilik in hierdie tyd. Amen. Almal het probleme. Almal het probleme. Almal het 'n stryd. Ja. Maar 'n herder het die gemeente se stryd oorwin. Ja, dis waar. Buiten sy eie. Ja. Want hy is mens, net soos jy en ek. Kom ons vat vanmôre ons herdershande en ons hou hulle omhoog. Ons hou hulle omhoog. Want God het hulle daar gestel om sy skape te lei. Om sy skape te lei. Mag hierdie woord vanmôre vir u iets beteken. Dit wat sleg is, wat ons dink sleg is nie altyd sleg. Prys die Here. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Of kom ons staan. Kom ons staan. Here, vanmôre raak ons net stil. Here, want ons as mens het arrogant geword. Ons as mens wil vir u voorskryf wie ons skepper is. Here, ons gebed vanmôre is maar net wees u ons sondaars genadig. Dankie Here, dat ons wat ontrou is, Here, deur u
wat altyd getrou is, beskerm word. Here, dankie my God, dat ons in ons swakheid, Here, op ons knieë, reeds ons sterkte in Christus Jesus is. Meester, wees U die naprediker van hierdie woord. Here, mag hierdie saadjie wat gesaai is, op vrugbare grond val. En Meester, dat ons maar net sal besef, elke oomblik, elke sekonde, elke minuut, elke uur, elke dag, elke week, elke maand, elke jaar, is maar net genadetyd. En as ons kyk wat aangaan in die wêreld, besef ons U koms is voor die deur. Here, maar vanmôre wil ons erken en ons wil verklaar ons totale afhanklikheid in Christus Jesus. Meester, in ons swakheid bid ons U, dra ons deur. In ons probleme, Here, bid ons U, gee ons verlossing. O Here, dat die getuienis wat sal uitkom, sal wees, ons verlosser leef. Hy het opgestaan. En die Here doen vandag nog steeds wonderwerke. Amen. Soos 2000 jaar gelede. O, dat ons nooit van salsprekend sal aanneem ons seëninge nie. Here, want elke asemteug is 'n seën. Elke tree is 'n seën. Elke familielid, elke gemeentelid is 'n seën. Here, eers wanneer ons dit verloor, dan besef die mens gewoonlik eers wat ons gehad het. Mag ons nooit by dit uitkom nie. Mag ons altyd, Here, tevrede wees met dit wat ons het. Want U sê vir ou Paulus, toe hy murmureer en vra dat U dit van hom wegneem, toe sê U vir hom, my genade is vir jou genoeg. Here, dat ons vanmôre sal besef, U genade is werklik vir ons genoeg. En dat ons mekaar, Here, sal behandel met die respek wat U, ons God, van ons verwag. Here, nie omdat ons dit verdien nie, bid ons dit, maar enkel alleen uit genade. In die mooiste, groot, kosbare naam van Jesus Christus, ons Here Koning. En die gemeente sê, Amen. Here. Baie dankie, kom hy so plek in.